Die mens, as hy kans kon kry om God dood te maak, sou hy. En ons sien in die geskiedenis dat hulle het. Goeiedag luisteraars en kykers en baie welkom aan die manne hierso. Vandag praat ons oor die 5de vraag en antwoord in die katekismes. Baie welkom aan die mense wat saam met my in die ateljee is. Alistair, Teens, Pieter. Ek sien uit om vandag saam met julle te praat. Ek geniet altyd om die vraag en antwoord te lees voor ek begin, of voor ons begin met die gesprek. So ek gaan dit gou daar oopmaak en dan dit vir ons uit lees en dit is daarom 'n baie kort een. Vraag en antwoord 5 wat vra, kan jy dit alles ten volle nakom? Dit alles betekende die wet van die Here. En dan is die antwoord nee, want ek is van nature geneig om God en my naaste te haat. Ja, ek dink hierdie episode gaan nie van die langstes wees nie, maar ek dink dit is 'n baie treffende deel van ons katekismes. Een wat ons in teenstryd is met baie ander gelowe, baie ander Christelike denominasies self. Te sê dat ons is van nature sleg. As ons sê dan dat ons dit ten volle nakom, as ons die wet van die Here ten volle moet nakom. Ek sou graag wil hoor wat sê julle manne, wat beteken dit vir ons verstaan van die sonde en wat die invloed van daardie verstaan op ons sending en ons evangelisasie sal moet wees. Ja, as ek net hier kan inval, ek besef een van die uitdagings met 'n opname op elke vraag en antwoord is dat 'n opname wat 'n week uitmekaar het is verloor so 'n bietjie die vloei van die katekismes. Maar nou die ten volle is baie belangrik om terug te kyk na die vorige vraag toe. Nee, om te kyk die wet eis 'n volkomme liefde aan die Here en 'n volkomme liefde aan jou naaste. Nee, en die vraag is, kan jy dit ten volle nakom? Kan jy ten volle God lief hê met alles wat jy is? En kan jy ten volle jou naaste lief hê met alles wat jy is? En dan sê die katekismes hier vir ons, hier waar ons kyk na die mens se ellende, daai gewillige hartseer put waarin ons sit, sê hy, ons kan dit nie ten volle nakom nie. Dit is nie vir ons moontlik nie. Ja, dit is interessant dat moet jy dit sê, dat ons sien ook dan daarin raak iets wat die katekismes wel, wat God se woord openbaar aan ons, wat die katekismes nou hier aan ons oordra. So openbaar die katekismes dan 'n deel van ons, hy leer ons wie ons is, soos ons dit in God se woord vind. En so sien ons dan ook 'n deel van wie die Here is, soos ons in sy woord vind, en dan is daar eintlik 'n skeiding wat plaasvind tussen ons en God. Is die enige van julle iets dalk daar iets wil bydra, kan julle met graag. Ek dink uit hierdie vraag wat gevra word. Sien ons klaar so 'n bietjie waarop die katekismes afstuur, nee, kan jy die wet van God ten volle nakom? Dit gaan nie oor 60% of 70% of 80%, die vraag is dadelik ten volle. Dis die probleem. Dit spel klaar vir ons iets uit van die Here se geregtigheid. Dis nie, daar's niks wat ongestraf kan bly nie, geen sonde kan ongestraf bly nie, daarom moet die wet ten volle nagekom word. So ek dink, skalk op jou vraag, dit ons sien reeds hier so voorbode van wat later in die katekismes volg, nee, daai ten volle nakom, is die probleem. Dit is die ellende. Ja, en daarom is sending nodig, want om in God te glo is die enigste manier om hier probleem dat jy dit nie ten volle kan nakom nie op te los. Daarom is sending nodig. Daarom is dit nodig om te glo. Dis nie net 'n nice to have of 'n deel van die persoonlik nie, dis brood nodig. Of was 'n unika ja. Ek sê gluten vrye brood nodig, maar ja, gaan aan.
Nee, ek wil net sê daai opmerking wat Skalk gemaak het, ook net oor die vervreemding van God, kry mense nogal in Romeine 8 vers 7 die vers want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. En dan brei hy verder uit in vers 7 omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie. Dit is daai nature waarvan daar hier gepraat word, nee. Dit wat ons van ons geboorte af is tot en met ons dood. Daardie natuur van die mens is nou nie daartoe in staat om God ten volle lief te hê en jou naaste ten volle lief te hê nie. Daarom dat jy, soos Teens het reg gesê, daarom dat daar een is, nodig is wat dit ten volle kan doen. Dit is dan nou Christus. Ja, ek dink dis baie besonder. Die wet van die Here word in die vorige vraag en antwoord samevattend genoem, nee, liefde tot God en liefde vir jou naaste. Ja. En dan verskriklik treffend, volgende vraag en antwoord, kan jy dit ten volle nakom? Dan is die antwoord nee, nie heeltemal nie, of dalk so bietjie. Die antwoord is eintlik nee, jy is geneig tot presies die teenoorgestelde Ja. van wat die wet sê, nee. Dis hoekom jy jou ellende in die wet kan ken. Dis nie eers asof jou neiging is om God ten volle te wil lief hê of om jou naaste te wil lief hê soos jouself nie. Dis die teenoorgestelde, dis haat, nee, dis waarop jy terugval. Ja, as mense dit 'n stap verder vat, ek dink net hierby sê, hier word nou eintlik gepraat van die ongelowige mens, nie van die wedergebore mens. Hier word nie gepraat van 'n Christen nie. Bedoelende 'n gelowige ontvang nou van die Here sy gees om die Here te kan lief hê en om sy naaste te kan lief hê. Maar nou daai wat teenoor gesê dat jy is eintlik tot die teenoorgestelde geneig om wel jou die Here te haat en wel jou naaste te haat, kan 'n mens eintlik nog meer terugvat en sê maar die mens as hy 'n kans kon kry om God dood te maak, sou hy. En ons sien in die geskiedenis dat hulle het. En dit wys vir mense net eintlik ook so die geweldige die geweldige lelikheid van die sonde in die mens. Daardie verdorwe natuur. Pieter, jy wil sê. En dan was dink aan die noodkreet van Nietzsche. God is dead and we killed him. Ja, soos jy sê, dis 'n noodkreet. Hy sê dit nie oorwinnend nie, nee, hy sê dit in nood. Baie mense haal daai woorde van hom uit konteks uit. Ja, en dan is toch interessant te sien dat baie mense sal dan nou wel sê en stryd teen die katekismes en sê, en dit is presies dan hierdie vyandigheid wat hulle het teenoor die Here en hulle trots en hulle dink aan hulle eie goedheid, terwyl ons weet volgens God se woorde daar's in die ongelowige geen goedheid nie. Maar dan sal hulle nou wys na mense wat kinderhuise bou, hospitale bou. Dan sal hulle wys, maar kyk, hierdie persoon is ateïs of hierdie persoon is 'n moslim. En wat dan van hierdie persone is hulle goeie dade dan niks werd nie, of kom ek stel dan goeie dade in aanhalingstekens. Ja. Pieter, wil jy iets wil bydra oor dit spesifiek nie? Ja, ek vermoed, kyk, jy kry nogal dis 'n duidelike, dink ek, Bybelse lyn wat 'n mens kry. Dit is daai lyn van in die Bybel wat leer oor erfsonde. En dit val dan in twee dele uit. Een, die geweldige groot skuld wat jy erf van die sonde van Adam af, daar die skuld wat jy op jou het, maar dan nog meer dit van die dag van jou geboorte tot waar jy nou is en nog verder aan die hoeveelheid sonde wat jy doen. En wanneer jy voor 'n volkome regter staan, iemand wat volkome heilig is, dit is dan nou die Here. Wanneer jy voor hom staan,
En hy sien reg deur jou van bo tot onder en jy het hierdie geweldige skuld op jou, hierdie geweldige sonde smet wat jy in jou lewe voortgebring het. Kan ek nie dink hoe jy jou saak wil beredder deur te sê ek het 'n hospitaal gebou. Ek kan nie sien hoe jy dit gaan doen soos dat jy daar staan in blindheid van sy heiligheid nie. Ek dink om so argumente trek is om eintlik die geweldige erns van die sondeval te onderskat en ook so dan nou die mens se vermoë totaal en al geweldig te oorskat. Ek dink dis wat ek daar sou sê. Nee, en selfs dit, die feit dat daar ongelowiges is wat hospitale by wat ook al doen, is die genade van God. Mens bly na die beeld van God geskape. Romeine 1 sê dat die wet van God is op die heidenes harte geskryf, nie genoeg sal om redding te bewerkstellig nie. Maar die feit dat die mens nog steeds na die beeld van God geskape is, die feit dat daar nog steeds 'n bietjie van daai lig oor is absoluut genade. Dis God wat nog steeds bestuur. So ja, mense kan nie ten volle daarna kom nie, maar sonder daai algemene genade van God se dinge nog slegter gewees het. So ons moet baie vir God die eer gee in daai geval. Ja, kyk, die Here openbaar presies genoeg van homself om almal skuldig te laat staan, nê. Maar ek dink jy kry nogal hier nogal skalk die kritiek. Ek dink as mense hierdie episode in die laaste 2 kyk onder die afdeling van die leer van die ellende van die mens, dan kry jy nogal presies hier wat meeste mense ons as gereformeerdes onderplaas, en dit is hierdie erge swaar, moedige, donker, ellendige preke persone. Nee, dit is nou geweldig swaar dat ons die dinge bespreek, en ek dink dit is by vorige episode ook gesê, maar dit is regtig belangrik om die regte mensbeskouing te hê, om te weet dat God het alles mooi, perfek, heilig geskep. Hy het dit goed geskep. Hy het dit regtig goed geskep. En om dit te weet en om te weet dat ons het daardie goedheid heeltemal verwerp met die ongehoorsaamheid teenoor die Here. Ons het dit weggegooi en ons het onsself in hierdie verdorwenheid laat val, en ons moet regtig ernstig gaan om daarmee. Nie om almal swart te beverf of toe te plak nie, maar om eintlik te sê ons is regtig bewus van die geweldige nood waarin ons verkeer. Ons is regtig bewus van hoe diep ons ellende is. En daarom, en dit is waar ons dan nou van hier af vorentoe gaan, daarom kan ons soveel meer die heerlikheid en die onbeskryflike groot genade en barmhartigheid van die Here sien in die verlossingswerk. Hoe regtig, hoe beter jou beskouing is van die mens se val in sonde, hoe heerliker word dit vir jou, die verlossing wat jy in Christus ontvang. Nou, daarmee sê ons nie dat die heerlikheid daarvan hang af van die mens wat dit beskou nie. Daarmee bedoel ons net jou besef daarvan. Jou besef daarvan is dan oorweldigend. Oorweldigend van dit wat jy ontvang deur genade. Ja, en dit uiteindelik beïnvloed jou hele lewe, ja, daardie dankbaarheid nie. Dat dit beïnvloed hoe jy jou lewe dan volgens die een wat jy daardie genade gegee het, jou lewe daarvolgens inrig, volgens sy woord inrig, volgens sy wet, sy wil. En so ook dan in jou gebedslewe, dit so inrig, jou gebede inrig met daardie besef van wie jy was en wie jy nou deur die genade gemaak word, en dan ook daardie dankbaarheid besef wat jy moet hê in jou gebede. Hoe jy deel maak van jou gebed as jy tot die Here bid. Die besef die redding wat hy jou gebied het in die ellende. Met dit dan gesê, net 'n paar laaste opmerkings daar van julle kant af, oor hierdie vraag en antwoord. Enige
ander goed wat jy dalk wil bydra vir ons die opname dan beëindig. Eens. Ja, ek dink net 'n belangrike ding om op te merk, hierdie ek wil amper sê seker mensbeskouing wat in die katekismes verwoord word is dis 'n baie sterk minderheidsposisie in die wêreld. En in die Christendom eintlik maar ook. En dis interessant as 'n mens kyk waar kom die skeidingspunt gewoonlik as jy nou hierdie vraag en antwoord so kyk, né? Die wet van die Here is nou gestel en dan vra die vraag, kan jy dit alles ten volle nakom? En dan begin die antwoord nee. En ek dink nou nogal, jy weet, mense sal maklik saamstem met daai nee. Jy weet, mens weet jy is nie perfek nie en as jy daai ten volle dis 'n ons kan amper sê 'n tall order, nee. So ek is regtig oortuig jy gaan meeste mense gaan saamstem met die nee. Maar die punt van skeiding kom by wat volg, nê. Nee, jy's geneig om God en jou naaste regtig te haat, nê. Sê sjoe. Dalk begin hy met ja, ek haat seker daarmee eintlik my naaste regtig nie. Maar dis die neiging. Jy gaan nie van nature vir hulle liewer word nie. Jy gaan jou neiging sal altyd wees om te begin haat. So ek dink net dit as opmerking, ons is dis 'n baie sterk minderheidsposisie wat hier verwoord word. Wel, ry vir 'n maand na Gauteng verkeer en jy gaan baie vinnig jou naaste begin haat. Ek wil nou net 'n voorbeeld gebruik en gesê het bly tussen klomp eerstejaars studente en dan besef jy in die aand 2 uur as hulle musiek begin speel, dan jy besef hoe erg daardie bose natuur van jou te verskyne kom. Maar met dit dan gesê broers, baie dankie vir julle en baie dankie vir julle luisteraars en kykers. Ons sal julle dan in die volgende een sien. Totsiens.